Mense, ek wil met die gesels vanmôre, ons het nou verlede week, het ons 'n bietjie gesels oor die vryheid wat ons het in Jesus Christus. Maar ek wil nou vir jou 'n ding vertel vanoggend oor vryheid van die wil. As ons kyk na die woord van die Here, dan sê hy vir ons, jy het jou eie wil. Ons het ons eie wil. Ons kan ons besluit wat ons wil doen en wat ons nie wil doen. Partykeer word ons in 'n ding gedwing om iets te doen. Maar ons het nog steeds 'n keuse. Maar voordat ek nog verder gaan daarso, ek wil praat oor die wil, voordat ek nog verder gaan daar. Ek wil hê ons moet een ding verstaan. Daar's een mandaat wat Jesus Christus vir ons gegee het. Daar's een mandaat. Ek praat nie van die mandaat, ons praat van ons as mens. Praat nie van wat hy sê die mandaat of die opdrag wat hy gee. Hy sê ons moet die Here lief hê, die gebooie onderhou. Ons moet hom lief hê met ons alles wat binne ons is en ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Dit is waarvan ek nou praat. Wat ek praat van is die mandaat wat Jesus Christus gegee het in Matteus 6. Is hy gesê vergewe mekaar julle sondes. Okay. Nou dis 'n mandaat. Nou wat 'n mandaat beteken dit is iets wat Jesus verwag. Alright? So ek en jy as wedergebore kinders van die Here het nie 'n keuse. Ons het nie 'n keuse anders as om mense te vergewe wat jou skade gedoen het. Dis dit. Ons het nie daai keuse nie. Hoekom nie? Want woorde wat ek sê, as die Gees van God binne in my en jou woon, dan sal ons nie anders kan as om die mense wat ons kwaad maak en seer maak en beroof of wat ook al, om hulle te vergewe. Ek gaan weer 'n storie vertel, ek het hom al vertel. My ousus is so klompe jare terug is sy vermoor. En ek het gery om haar te gaan uitkyk. Batoska af, haar af vereniging toe. En terwyl ek ry daar so die eerste so 200 kilos wat ons ry, is 'n verskriklike eensame pad. Nou sit ek daar so en ek begin huil, omdat my ousus vermoor is. Sy is verkragt en sy is vermoor, sy is uit die huis uitgesleep, sy is daar in 'n gutter, in 'n sloot, is sy daarso gelos. En ek begin, en ek word kwaad. Terwyl ek nou daarso besig is om te bestuur, word ek kwaad. En ek vra vir die Here, wat Here hoekom? En daar's 4 mans wat daar nou aangeraak het gehoor. En een oomblik, ek vra vir die Here, ek wil hê daai mense moet liderlik gestraf word. Die volgende oomblik praat die Heilige Gees met my. En die Here wys vir my hoe lief hy nog steeds daai mense wat my sussie vermoor het, hoe lief hy hulle het. En ek bars van trane uit in daai tyd. En daar waar ek daar so sit en huil en ry, besef ek net, Here, asseblief, vergewe my. Want die wraak kom my nie toe nie. Die wraak kom my nie toe. En terwyl ek daar so is, bid ek vir daai mense. En of hulle tot wedergeboorte gekom het, of nie, dis irrelevant vir my. Maar ek weet net, die Here sal hulle uitgesort het. Die Here sal hulle uitgesort het. Ek en jy as wedergebore kind van God kan nie waag, hoor wat ek sê, ons kan nie dit waag nie, en ons kan nie toelaat om teen iemand anders vir hulle te sê, maar luister, ek kan jou nie vergewe nie. Ons kan dit nie doen nie. Want onthou nou, as Jesus vir ons sê, in Matteus 6, as jou vader wat in die hemel is, as jy jou sonde vergewe, sal hy jou sonde vergewe. Maar as jy nie daai mense se sondes wil vergewe nie, dan sal jou Vader wat in die hemel is, ook nie jou sondes vergewe nie. Ons moet, luister hierso,
Hate the sin, but love the person. Haat die sonde, maar wees lief met goddelike liefde vir die persoon. En ek weet, ons almal, ek maak nie saak, ons almal wat hier so sit, is daar iemand wat jou geweldig irriteer? Kom die hele kan men allemaal saamstem, want dit is so. Daar is iemand wat jou pijn en skaaf. Hoeveel keer moet ons mense vergewe? 70 maal 7 keer vir 1. Dit is moeilik. Ja, maar dit is ook makkelijk. Of moet ek sê, dit is makkelijk en dit is moeilik. Dit is makkelijk en dit is moeilik. Ons, die Here Jesus Christus, die Vader en die Heilige Gees, is nie puppet masters. Hoor julle wat ek sê? Met ander woorde, ons is nie hierso en ons doen net wat die Here wil hê ons moet doen, en werk soos met 'n Pinocchio en daai goedjies. Dit is nie so nie. Ek en jy het 'n eie wil. Die woord van die Here sê ook, hy sê, ek gee vir jou dood en ek gee vir jou lewe. Dis wat ek vir jou gee. Maar ek vra jou, asseblief, kies die lewe. Nou deel van die ding met ons eie wil en met die vergifnis en so is, ons moet die keuse maak om te sê, ek is okay. Hoekom? Want ek wil altyd in die regte stand wees met my God. Want die oomblik, as ek en jy nie in die regte stand is met ons God nie, dan het ek en jy moeilik. Het is maklik om iemand te oordeel of te veroordeel. Ja, maar kyk hoe lyk hy, ja, maar dit, ja, maar dit, ja, maar sit so, ja, maar dit, ja, maar nou luister nou hierso. Ons weet die meeste van die tyd nie wat in ander mense se lewens aangaan nie, behalwe as dit kom na ons ore toe deur 'n geskunde. Want ons is mos gewoon daaraan om ons ore asblikke te maak. Kom? Nou, as ons kom en ons begin skinder, wat doen ons? Kom, wat doen ons? Ons gee die ander mense skade. Ons gee hulle skade. So, wat maak dit dan vir my? 'n skinderberg, 'n sondaar, want ek sien veronderstel om dit te doen. Ek is nie veronderstel om dit te doen nie. Maar ons kom te maklik as al met iemand iets gebeur, dan sê ons, ja, maar weet jy wat? Ek het dit, Letitia kan jou so voorbeeld gebruik. Ja, maar weet jy wat, dit gaan nou so met Letitia, want sy het dit gedoen. Dis kwaadheid, man. Hoe weet jy wat daar so aangaan? Hoe weet jy wat daar aangaan? Dit het niks met jou uit te waai nie. Dis 'n ding tussen Letitia en haar Here. Nie met my en Letitia. Kom nou, is dit nie so nie? Dit is dit wat ons mense, ons moet versigtig wees. Ons is besig om met ons eie wil mense af te breek wat ons veronderstel is om op te tel. Ons is besig om mense skade te doen wat ons vir hulle liefde moet gee. Wat is die vryheid van die wil? Kom ek sê gou vir jou. Dis nou my definisie, hoor. Die vermoë om besluite te neem sonder om deur eksterne kragte gedwing te word. Die skrif beklemtoon dat mense gekonfronteer word met vrye keuses tussen goed en kwaad en beveel hulle om goed te kies. Kies lewe, nie die dood nie. Kies die goeie goed, kies God en nie die bose nie. Dit merk egter ook op dat beperkings op menslike optrede geplaas word deur die verslawende mag van sonde. Hoe meer sonde ons het, en luister, ek praat van gewoonte-sondes. Hoe meer ons na gewoonte-sonde vertroetel, hoe minder kan ons met God in aanraking bly.
hoe minder en hoe meer trek ons, nie minder nie, hoe meer trek ons weg van die Here af. Wat is dit? Luister nou vir my. As ons by 'n plek werk, en ons sien, hier's 'n ding wat ek nou van hou. Ek het 'n boutjie of 'n moertjie of whatever nodig. Ek gaan hierdie ding nou net vat. Niemand gaan dit agterkom. Ek vat nou hierdie boutjie. Daar sou sy. Of ek het nou sê, dis hierdie ou het 'n mooi pen en hy het hom net daar laat lê. Ek vat hy pen. My foto is simpel. Hoor nou, dit is nou simpel voorbeeld, hè. Hoeveel keer het jy al iets gevat wat nie aan jou behoort? Hoor nou, ek sê nie ons almal is skuldig. Dit is maar so. Dit is nou maar so. Maar hoe dieper ons in ons verhouding met die Here is en ons vrye wil kan gebruik om goed te kies en nie kwaad te kies, hoe makliker gaan dit wees. Sê Albie, ek dink Albie jy het 'n mooi pen. Hier is jou pen. Ek het hom gesien net was. Ek het ook 'n pen hoor. Ons like penne. Kom ons kyk die vryheid van die wil. Vryheid om die wil van die wil om te kies tussen goed en kwaad. Ou Testament, Deuteronomium 11. Kom, daar gaan ons. Hy sê, kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor. Hoor daar wat sê. Die seën as julle luister na die gebooie van die Here julle God, wat ek julle vandag beveel. En die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God, wat afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken het nie. Wat is 'n afgod? Wie wil vir my sê wat is 'n afgod? Kom. Kom sê jy dit nie? Daai dingetjie wat ons so aan vashou. Daai dingetjie so. Daai dingetjie wat ons tyd baie meer tyd aan spandeer. Onthou nou, ek het wedergebore kinders. Is praat ek met die regte mense hierso. Wedergebore kinders van die Here, né? Kom, ons is wedergebore. Ja, ons is ek is wedergebore kinders. Jy ook 'n wedergebore kind van die Here. Amen. Ja. Wat staan my en jou te doen? Wat staan my en jou te doen? Wat is ons veronderstel om te doen? Sê weer? Terug te gee. Om terug te gee. Wat moet ons teruggee? Wat ons gesteer. Wat? Terug te gee. Terug te gee wat ons gestel het. Hy sê, moenie agter ander gode aanloop wat julle nie geken het nie. Wat is 'n afgod? 'n Afgod is iets wat jy al meer tyd spandeer as aan die Here. Onthou nou, dis nie te sê as jy werk die hele dag, ek gaan nou vir Isaac David nou as die voorbeeld gebruik, hy jaag hierso op en af, hierso by daai bakkie van hom en hy gaan doen masjiene en daai kas van dinge en so, en ek weet, as hy ry, dan praat hy met die Here. En as hy ry, dan neem hy foto's van so en dan weet ek weet Sakie is 'n kind van die Here. Ek weet dit ek. Ek nie nodig is om dit te sê nie. Ons kan dit sommer sien. Baie van julle ook, maar ek praat nou met Sakie. Nou as Sakie by die masjien kom, nou maak hy baie keer soos wat ek maak. As ek gesukkel het met 'n ding en terwyl ek nou meganiese ingenieur hidroliese tegnikus was, het ek nou probleme opgetel met die hidrolika en dit en dan gebid ek, vra met die Here help my asseblief met die Heilige Gees, laat ek hierdie ding kan regkry. En dan sal julle my nou nie glo nie. En dan vanaand dan droom ek, wat is die probleem? Kom nou, is dit Sakie? Kom, luister, dit is so. Dit is nog maar net hoe dit is. Die Heilige Gees, as ons toelaat, dat die Heilige Gees ons raadman en ons leidsman is, dan word ons gerig en gelei. Want hy gee vir ons raad, en hy kom besoek ons terwyl ons slaap. Jesaja 55:6.
Ons moet die Here, kom ons sê, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Besef ek en jy dat daar op 'n stadium in ons lewe gaan kom wat ons nie meer die Here sal kan aanroep nie. In die eerste plek gaan dit wees as ons laaste asem uitblaas. Dan is die tyd verby om die Here aan te roep. En as ons in die lewe bly en Jesus kom en vir die mense wat agterbly, weet hulle dan, luister, hier is probleme. Hier is probleme. Hoekom? Want dan is die Here nie meer daar nie. Dan is die hand van die Here se genade, is dit weggevat. Dit is wat dit is. Kom ons kyk, wat is die effek van sonde op die vryheid van by en jou wil? Of ons wil dit doen, of ons dit nie wil doen. En onthou nou wat ek sê, ons doen gewoonte sondes, hoekom doen ons dit? Want dit is vir ons lekker. Hoor wat ek nou vir jou sê. As 'n ding nie, ek en jy is 'n mens. As ons nie van 'n ding hou om te doen nie, dan wil ons dit nie doen. Ek wil nie skoor op die pas. Ek like dit. Dit is alright, want dit is jy kan daarvan hou. Ek het vir my vrou geskoor op die pas en gekoop en gesê, daar's die helfte van my. Dat is die helfte. Maar ons doen as ons sonde doen, die gewoonte sondes, doen ons dit omdat ons dit like. Ons doen dit omdat ons dit like. Hoekom is daar mense wat verslaaf raak aan wat? Aan rook, ja, baie sigarette, drank, drugs, maak nie saak nie, dagga, maak nie saak nie. Want dit is vir hulle lekker om dit te doen. Toe ek gedrink het ek die borrelstoor probeer leeg drink, sodat my kinders nie hoef te drink nie, maar ek het dit nie reg gekry. En dank die Here, hy het my gered en my verlos van al daai booshede. Ek sê nie ek het die foute nie, hoor mooi wat ek vir jou sê. Ek sê nie ek het die foute nie, ek het foute. Ek het seker die meeste foute wat julle almal. Maar ons sal val. Hoor wat ek vir jou sê, ons sal val. Maar dit is nie hoe ek en jy val nie. Dit is hoe ek en jy opstaan. Want ek en jy kan opstaan met die krag van die Here. Sonde verhoed dat mense van hulle slawerny bevry kan word. Kom ons kyk, Romeine 7 vers 14 tot 20. Dis so 'n paar versies daar, maar wees geduldig, is nie baie wat ons doen vandag. Hy sê, want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek self is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie. En ek weet van baie van ons sê dieselfde. Ons wil dit nie altyd erken nie, maar dit is so. Hy sê, want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat om te doen, dit doen ek. Hoekom is dit so? Want ons is in die vlees. Ons is in 'n sondige wêreld in. En daar is maar net so. Ons kom altyd en ons sê die 1 Januarie. Ons moet daai 1 Januarie se storie heeltemal in die bus het gooi, want daai ding werk nie. Want die 1 Januarie se nuwejaarsvoorneme werk net van die oggend tot die aand. Want as jy môre opstaan, het jy dit lankal vergeet. Ons probeer, dit is waar wat Paulus sê daarso, hè. Hy sê, dat is nou wat ek, dat is goed wat ek moet doen, dat is goed wat ek wil doen, maar dit werk nie altyd so nie, dan doen ek die goed wat ek haat om te doen. Ek weet nie wat daar aangaan nie, maar dit is so. Hy sê, en as ek doen wat ek nie wil nie, luister, dan stem ek die wet toe dat dit goed is. Met ander woorde, dat ons nog onder die wet is. Ons is nog onder die genade. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Met ander woorde, keuses.
Hy sê, wat ek weet, dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon. Luister mense, dit is presies die waarheid. Want as die woord van God sê, as hy dit so sê, dan beteken dit is die waarheid, want ek glo elke woord wat in die Bybel staan. Hy sê, niks goeds woon. Hy sê, wat om te wil, is by my aanwesig. Maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want in my en jou vlees, is ons gewoon daaraan, om droog te maak. In ons vlees, is ons gewoon daaraan, om happerig te wees, om krapperig te wees, om mislik te wees. Dis 'n werk, luister, dit is 'n absolute werk, elke oomblik van die dag, om die Here te dien in gees en in waarheid. Want ons in ons natuur sukkel, om by die Here uit te kom. Want ons is te gewoon daaraan, om net ons kredieniersware lysie, elke oggend, en miskien nie eers in die aand, en partykeer elke aand, vir die Here te gee, en sê, Here, ek wil dit, dankie baie, amen. Ja. Ons is te gewoon daaraan, ek sê nie almal is so nie, maar dit is deel van my en jou se natuur. Hy sê, want die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Hoeveel keer kom ons op 'n punt, en iemand is besig met ons, en so, en dan wip jy jou net met jou bloedgroep uit, en jy snou 'n klomp woorde aan die persoon toe, en dan na die tyd moet jy gaan sê, hoor ek is sorry, ek is ja. Nee, Stefan, ek is jammer hoor, asseblief vergeef my. Hy sê, maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat binne in my woon. Dis so 'n verskriklike lang ding hierdie, maar luister mense, gaan lees die Romeine, asseblief gaan lees dit. Dis 'n verskriklike wysheid van woorde van wysheid in daai boek. Die hele Bybel mag baie spesifiek ten opsigte van die sonde. In Romeine 6 vers 16. Hy sê, weet julle nie dat aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees. Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is. Met ander woorde, as jy onder iemand staan, dan het jy 'n keuse gemaak om onder daai persoon te staan. OK? Kom ons kyk daar. Hy sê, dan is julle diensknegte, diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is. Hy sê, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Met ander woorde, waar staan ek en jy? Staan ek en jy onder die gesag van die sonde, of staan ek en jy onder die gesag van die genade? Onthou, dit is heel van die twee, nee. Dit kan nie al twee wees nie. Ja, maar ek het sonde, maar ek het ook onder genade. Ons praat van gewoonte sondes. Hebreërs 3:13. As ons sonde doen, dan verhard ons harte. Ons menslike hart, ons hart van verstaan, dis eintlik wat ek wil sê. Ek sê, maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag gedoen word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Dis wat ek nou nog gesê het. As daar 'n ding is, hoeveel keer het jy al gesteel? Hoor, ek het die ding nou net nodig. Niemand sal dit agterkom. Môre, dan doen ek iets anders. Oormôre, dan doen ek iets. Oor 'n jaar se tyd, dan pleeg ek moord. Kyk, mense, kyk na die wêreld om jou. Daar's nie Bybels in die skole meer nie. Jesus is nie eens meer in die skole nie. Ek praat van algemeen. Jesus is nie meer daar nie. Maar kom, ek gee vir jou 'n raai. Hulle vat al die Bybels uit al die plekke uit, die hospitaal uit alles. Kom, ek gee jou 'n raai, waar is die Bybels vandag? Binne tronke. Miskien moet hulle toe hulle 1 en 2 jaar oud gewees het, moes hulle geleer geword het van die Bybels. Moes hulle geleer geword het van Jesus.
Nou kom hulle in hulle Bybels gee vir die mense wat heeltemal goddeloos groot geword het. Wat is besig om met ons te gebeur? Ons is besig op 'n afdraande pad. En dit raak vir my en jou as wedergebore kind van die Here al hoe moeiliker om die Here te dien in gees en in waarheid. Kyk wat daai vroue sê, hulle wil die kerke en die goed moet alles nou onder die staat val en daai goed. Ons staan op teen dit. Dis hoekom daar so 'n stapding was. Mense het opgekom daarso dat daai kind afgesny word in die naam van Jesus. In die naam van Jesus gaan dit nie gebeur nie. Dis nie veronderstel om te gebeur nie. Dat weet is die tekens van die tye. Ek weet dit. Maar ek sê vir julle, ek persoonlik wil dit nie in my lewe hê nie. Kyk wat aangaan in die wêreld. Kyk wat aangaan in die wêreld. Want ons word verhard in die sonde, weet julle hoekom? Want ons word toegelaat. Die mense pleeg moord, dan word hulle vrygelaat. Die mense roof, hulle verkrag, hulle doen enige ding, maar hulle word vrygelaat. Met ander woorde, die verantwoordelikheid wat daar op jou moet wees, en wat die landswette jou moet beskerm, is daar nie meer. En ek is nie polities georiënteerd nie. Ek is Christelik georiënteerd met dit wat ek vir sê. Kyk na die wêreld en sorg dat ek en jy wat hierso sit, nie op daai pad afgaan nie. Want ek en jy het 'n vrye wil. God verhard op mense harte. Kom ons kyk, Eksodus 9 vers 12. Hy sê, maar die Here het Farao se hart verhard, sodat hy nie na hulle geluister het nie, soos die Here aan Moses gesê het. Ons weet wat daar gebeur met die 10 gebooie. Nou wil ek lees Romeine 9 vers 17 tot 18. Dit is nou presies dieselfde ding wat nou weer aangehaal is deur Paulus in die Nuwe Testament. Hy sê wat die skrif sê aan Farao, jy is hier voor het dat jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. Wat is een van die eerste stories wat ons leer in die Sondagskool of in die kerk of daai, wat ons leer van Moses? Nee? Ons lees ons van Moses en dan lees ons van Aaron, Kain en Abel, Adam en Eva. Ja, ons los hulle nou eers uit. Hy sê, so is hy dan barmhartig oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. God kom, sê jy? Visse in die brood. Jy praat nou van visse in die brood. Die Israeliete. Daar's 'n vis in die see van Galilea wat hy lyk amper soos hierdie saulvisse, né? Hy wat hulle word as hulle gebore word, as ek dit so kan sê, dan swem hulle so, maar hoe ouer hy word, toe gaan hy so plat en dit. Nou is daar mense van vriende van ons wat Israel toe gegaan het en nou is hulle op een van die visse, baie ou visserbootjies wat hulle nou uit is. En hulle praat so, die vissermanne vang nou vis met die nette en hy goed en hulle vang van hierdie visse. En die een pastoor vra vir die bootsman, die visserman, hy sê, wat is 'n vis daar? Hy sê, nou is 'n Mosesvis. Hy sê vir hom, nou waar is hy, hoekom is dit 'n Mosesvis? Hy sê, nee, want toe Moses die see geklief het, was hy die visserman neergesny. Ja, dit is nogal interessant, dat die mense onthou nou, die vissermanne is uneducated, onthou dit nog net. En vir hulle maak dit sin. Luister, hoekom lyk hy so? Ek het my eie mind opgemaak, hy is maar neergesny. Finish it daar. En dit is nou maar net toe, Hy sê, so is hy barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Wees versigtig, dat ek en jy nie ons harte verhard nie.
of ons toelaat dat ons harte verhard word nie. En ek sluit af met twee skrifgedeeltes. Is ek en jy as mens verhard op ons eie harte. 1 Samuel 6 vers 6 sê vir ons. Hy sê, waarom tog sal julle harte verhard soos die Egiptenaars en Farao hulle harte verhard? Het hulle nie losgelaat om weg te trek toe hy hulle met sy mag laat voel het. Onthou nou, die Farao was hartseer gewees oor sy seun wat gesterf het en het vir die Israeliete gesê, gaan net weg. En toe besluit hy na die tyd, maar luister hierso, daai klomp miljoene wat daar so was, so het ons, hulle is ons slawe. As hulle nou weg is, dan moet ons eie werk gaan doen daar. Ons mense moet ons eie werk gaan doen daar. Toe sit hulle agterna. Right? En toe kom hulle tot hulle dood. En ons weet wat het nou daar gebeur. Ons moet baie versigtig wees, dat ons hart in die vaar word. En dan Hebreërs 3 vers 8, en ek sluit af met die vers. Hy sê, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn. Ek en jy gaan deur verskillende seisoene in ons lewe. Winter, somer, herfst, lente. Ja, dit is dit. Ons wil altyd die lente seisoen hê. Party van ons hou nie van die lente seisoen nie, ons hou van die somerseisoen. Party van ons hou nie van die somerseisoen nie, ons soek die winterseisoen. Maar maak nou nie saak nie. Ek en jy kom, en ons gaan in ons lewe 'n paar keer deur die verskillende seisoene. Winter, somer, herfst, lente. Nou pas op, dat ek en jy nie raak, soos wat die Israeliete in die woestyn geraak het, en hulle het verbitterd geraak, teenoor hulle gesag, en hulle het vir 40 jaar in die woestyn rondgeswerf. 40 jaar is hulle in die wildernis gewees. Wat sê ek hierso teen? Ek en jy moet versigtig wees. Ons moet pas op, en ons moet absoluut ons eie bly, en vir God vra, dat ek en jy nie ons harte verhard nie. Want dat ek jou vertel, as jy eers, ons praat van hierso, ons harte van verstaan. As ons eers ons verstand op 'n sekere ding gerig het, dan is dit verby. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Vra my, ek weet. Hoe vinnig is dit vir iemand om 'n gewoonte aan te leer? Ons vat met 'n kind. Hoe vinnig is dit 'n gewoonte? Net so. Hoe lank vat dit om daai gewoonte weg te kry? 21 jaar. Baie lank. So, kom ons kry ons gedagtes georde en gefokus op God. Al werk ons die hele dag. Al word ons kwaad. Ons kan kwaad word. Ons mag kwaad word. God het vir ons sy emosies gegee. Ons kan hartseer word. Maar ons moet nie sondig met dit wat ons doen nie. Ons kan kwaad word, maar moet nie sondig daardeur nie. Moenie iemand gaan doodmaak nie. Moenie iemand gaan uit mekaar uitskel vir dit. Weet jy kan met mense praat sonder om hulle te vloek en te skel. Weet jy dit? Maar is maklik, nee. Nou is julle stil. Dit is maklik. Of jy die gees stik. Daar sê. Die vlees. Dit is hy. As jy deur die vlees gaan opry, nee, dan is dit verby. Ja, ek was daar. Ek was ook daar. Maar ek wil nie weer daar wees. En ek sê vir julle almal was ook al daar. Pas op. Jou vrye wil, wat God jou gegee het. Maak met hy wil van jou, net wat jy wil. Dis jou keuse. Maar ek vra weer, die woord wat staan in die Bybel. Ek gee jou wil, maar kies eerder die lewe. Want as
ek en jy ons eie wil gaan kies, dan is dit verby. Amen. Amen. Jy mag met hy. Hulle staan tegen op mekaar, ja. En ons sikkel, kyk daar so, baie van ons hare val uit en ons word grys met die strijd, ne? Spokkie. Amen. Halleluja, halleluja, Vader Here, dankie vir hierdie absolute wonderlike woord, wat uitgegaan het vanoggend, Here. Ons loof en ons prys die wonderlike naam. Ons sê u dankie, Here, dat u hier met ons was. Ons vra, Here, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord wat uitgegaan het, Here. En ek vra, Vader, dat u by elkeen van ons sal kon stilstaan, Here, en ons net sal help, Here, om nie ons eie wil te gebruik nie, Here, maar laat ons u wil sal kies. Laat ons u sal kies, Here, elke oomblik van die dag. Laat ons sal doen wat goed is in die oë, Here. Maar ons vra ook, Here, vir dit wat ons gedoen het wat nie reg is, vergewe ons daarvoor, in die naam van Jesus Christus. En ons loof en ons eer daarvoor. Dankie my koning. Die Here sal jou seën en sal jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en sal jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. So kan julle my naam uitroep, hoor, en om die mense, ons as wedergebore kinders van die Here seën, die seën van die Here. Amen, amen.